Goeiemôre, woensdag 18 Maart. Refugee, vra en antwoorde en lewe hier in Amerika. Disclaimer, onthou ek het nie 'n publieke e-mailadres waar jy my kan kontak of ek volg nie eers Facebook Messenger of WhatsApp nie. So ongelukkig het ek nie iets, want ek het nie tyd om almal terug te kom nie. Maar jy kan wel kontak met my vrou maak deur haar Facebook, Annelies Snyman Botha, as jy dalk enige raad soek en sy het die tyd om haar deur te kyk. Eerste vraag. Nie 'n vraag nie, 'n standpunt. US Selective Service. Wat is dit? Want ek sien nou van julle vrae wat julle moet antwoord op die application gaan oor military service. Die laaste vraag dink ek, die laaste 2 of die laaste vraag. Onthou, as jy in Amerika aankom, elke boy, man, seun, sodra hulle 18 is, moet hulle register vir US Selective Service. Tussen 18 en 25. As jy nog nie 25 is nie en jy's 'n man, moet jy ook register. Almal in Amerika wat seuns is of mans is, tussen 18 en 25 moet gaan register vir US Selective Service. Jy sal dit sien online, tik dit in US Selective Service online en dan gaan jy waar jy moet register. Kan ek kickboxing klub oopmaak in Amerika? Jy kan enige besigheid begin wat jy wil. So kickboxing klub, fine, karate, judo, enige ander besigheid. Door Amerika kan jy enige besigheid begin wat jy wil. As jy property in Suid-Afrika het wat jy uitverhuur, hoe lank van het nadat jy in Amerika kom, kan jy nog van daai huurgeld laat oorbetaal? Permanent. Jy hoef nie op property te verkoop in Suid-Afrika nie, jy kan dit nog hou. As jy iemand het wat vir jou bestuur en jy kan geld elke maand oorplaas, daar is niks wat jou beperk nie. Jy gaan net tax betaal, al twee kante. Ek is van die eerste groep wat aansoek gedoen het. Later het ons die nuwe questionnaire ingevul en ek het nog steeds niks gehoor nie. Onthou, as jy nog steeds niks gehoor het nie, na die 4de November, en jy het nie aansoek gedoen, of jy het nie ander plek aansoek gedoen nie, moet jy die aansoek gaan herinsit by die Amerikaanse ambassade in Suid-Afrika se website. Hulle het dit nie weer opgemaak die 4de November laas jaar. So as jy nou nog niks van niemand gehoor het nie, en jy het nog nie daar aansoek gedoen het nie, moet jy dit daar gaan doen. As jy dit daar gedoen het, nie nog steeds niks van niemand gehoor nie, gaan terug en kyk of hy gesave het om volledig is. Want baie keer, ons kyk nie, hulle gaan vul die vorm in, en hulle klaar, en dan gaan hulle uit die website uit, maar het nie gesubmit nie, of nie gekyk of het volledig is. Het behoort daar te wys, accepted or in process or so aan, okay? So kyk dit, jy moet 'n vorm invul, en dit is net by die Amerikaanse ambassade in Suid-Afrika se website, nergens anders nie. Waar kan ek 'n link kry om te begin studeer vir my bestuurslisensie in Amerika? Ek hoef nie 'n link te gee nie, gaan tik dit in Tennessee State License, Driver's License, en jy sal daar al die informasie sien. Texas Driver's License, Department of Motor Vehicles Driver's License, DMV, Texas, Tennessee, enige Kentucky, enige staatsinne, hulle kry vir jou, hulle wys jou die manual, jy gaan daar deur, en dan vra jy practice tests, ook online doen dit so lank. Want jy weet nog nie wat se staat jy gaan nie, maar meeste staat is almal dieselfde. My dogter is 'n gekwalifiseerde chef, en sy wil haar tools saambring, dis 'n stel messe. Kan sy? Ja. So, jy moet kontak maak met die airline met wie jy gaan vlieg, en seker maak, dit is toelaatbaar. Jy gaan die messe in jou checked-in luggage moet sit anyway, en jy gaan dit moet rapporteer. Maar jy kan vir hulle verduidelik, dit is werkmesse, jy weet, dit is nie iets wat jy anders gaan voor gebruik nie. So dit is belangrik dat jy moet kontak maak met die airline wat jy gaan vlieg, en met security as jy in Jan Smuts aankom, want jy moet dit hulle gaan dit definitief scan, en jy sien daar's pomp messe in jou tas. Hulle gaan jou definitief vra waarvoor is dit.
Ek is geroep vir 'n tweede USCIS interview. Is dit good news of bad news? Kan al twee wees. Is altyd goeie nuus, want jy weet hulle is besig met jou proses. Jy doen partykeer 'n tweede interview want as iets wat hulle wil opklaar, iets wat nou teruggekom het intussen. En gewoonlik partykeer is daai tweede interview 10 minute. Hulle wil net iets opklaar. So wees verseker hulle is besig met jou saak. Daar is nie noodwendig iets wat sal opdeeg wat jy nou skielik gaan terminate van die program af nie. So moenie oor dit worry nie. Behalwe as jy weet as iets in jou geskiedenis wat jou gaan inhaal nou, dan is dit ongelukkig so, maar meeste van die gevalle nie. Wat gebeur as 'n family tie baie distant relatives is? My family ties is baie distant relatives. Ons ken mekaar nie reg nie, ons sien mekaar 1 keer 'n jaar. Met die Kersmisboodskap en so, hulle bly in Amerika, is my family tie. Dis nie 'n probleem nie. Hulle gaan nog steeds kontak en vra of hulle jou kan help support en al daai, en as hulle sê nee of so, en dit is nie noodwendig gewaarborg dat jy by daai family tie gaan bly in dieselfde stad nie. So, moenie worry oor ver relative distance, distant relatives nie. En as hulle jou wil support, en hulle so sê, is ook nie 'n garantie dat jy na daai selfde stad toe gaan nie. Want daar moet ander support naby wees. So, maar moenie oor daai en worry. Gee maar net op en maak seker jou family tie weer af van. So as hulle gekontak word, dat hulle weet hulle gaan wat se rede hulle gekontak gaan word voor. What if you apply as a family and one family member change their mind afterwards? So hopefully that family member is over 18 and then he was just linked to you. That won't be a problem. But if you apply as a family group and one member in that group can't go anymore, in other words, the husband or the wife or one of the underage children for some reason, that's going to be a problem. It's going to hold up the whole process. But if it's just an adult child or an adult brother, something else connected to you, like linked to you, they can do that because they're going to have to apply separately anyway. So hopefully, when you put your application, everyone on the application is still going and not changing their mind later on because it can hold up the whole process for everyone. Unfortunately, that's a possibility. So dis ons vrae vir vandag. Gooi nog vrae onder op hierdie video, dan sal ek kyk vir wat ek kan optel en vir julle antwoorde gee. Geniet die dag verder. Totsiens.